of jy nou hier is en of jy aanlyn ingeskakel is, wil ek vir jou dieselfde vraag vra. En my vraag is jy gereed om te hoor wat die Bybel sê? Julle lyk nie baie convincing nie, maar is julle gereed om te hoor wat die Bybel sê? Ek wonder of jy weet, Jesus het dit gesê, daar's klomp verskillende mense, almal hoor die woord, maar die woord het nie dieselfde impak nie, as gevolg van die kondisie van die hart. En is so belangrik, net omdat jy Sondag in 'n kerk sit, beteken niks nie. Die vraag is, hoe luister jy? Met watter hart luister jy na die woord van God? Het jy 'n reverence vir die woord van God? Glo jy dat die Heilige Gees met jou sal praat en die woord van God in jou hart gaan gebruik? Dit is so belangrik. En ek hoop jy is gereed om te hoor wat die Here vandag vir jou wil sê. Ek wil begin deur jou aandag te fokus op hierdie vlees. So daar's 'n ou storie van 'n seentjie wat sy hand in 'n vlees gekry het en toe sit sy hand vas, want in die vlees was 'n muntstuk. En hy sien daai muntstuk, dit laat my dink aan Sky. R5, R1, R100, sy soek dit. En hy sit sy hand aan daai muntstuk, en hoe kry jy die muntstuk uit? Jy moet 'n vuis maak, né? En dan sit hy vas. Toe sit hierdie seentjie sy hand vas, en sy ma het alles getraai, sy het vaseline gesmeer, en sy het poeier getraai, alles getraai, het kan nie uitkom. En sy pa sê toe vir hom, luister seun, daar's net een manier, hoe jy jou hand uit hierdie vlees uit gaan kry. En dit is, jy moet los. En die seentjie wou nie los nie, hy sê, no ways, ek het gesukkel om my hand hier in te kry, en nou het ek hierdie kooi, en is my kooi, en ek soek hierdie kooi. En sy pa sê toe vir hom, luister, ek het soveel meer as daai muntstuk, ek het soveel meer as dit vir jou. Gaan ek dit nou dadelik kry, as ek my hand hier uithaal? Dis wat Sky vir my sou vra. Nee, jy gaan nie, jy gaan baie by my erf, soveel meer as daai muntstuk, maar vir nou gaan jy eers moet laat gaan. As jy wil vrykom, moet jy laat gaan. En oor vertroue in sy pa, het hy laat gaan. En hy moes, Punt van die storie is, vryheid kos iets. Vryheid kos iets. Daar's 'n boodskap, die laaste dekade, 2 dekades gepreek in die westerse wêreld, Christendom, deur die kerk, miskien om mense te kry om terug te kom kerk toe, miskien om mense te kry om te hou van Jesus, of om te hou van ons as Christene, om te sê, vryheid kos jou niks. Jy moet net kom, daar's niks wat jy hoef op te offer nie. Het gaan jou niks kos hierin nie. Jesus het alles betaal, en dis half waar, en dis waar die duiwel so goed is. Hy kom met 'n halwe waarheid. Hy sê, maar jou gaan dit niks kos nie. Jy kan maar net kom. En hier sit ons 'n dekade of 2 later, en ons kyk na 'n kerk, 'n Christendom, veral in ons kultuur, maar ek dink is so all over in die westerse wêreld, waar almal, elke tweede ou is 'n Christen, 80-90% van ons mense is Christene, 99% kan ons dalk sê, maar nie geredde Christene nie. Jy sit met Christene wat op pad is hel toe. Jy sit met lou, warm Christene oor die boodskap wat verkeerd oorgedra is. Wat het Jesus gesê? Wat het Jesus homself gesê? Het hy gesê, hoor hierso ouens, dis net baie maklik. Kom net en glo net in my, en verder doen julle wat julle wil. Is dit wat hy gesê het? Of het hy gesê, daar's 'n kruis wat jy gaan moet opneem? Het hy gesê, jy gaan niks hoef te doen nie, hierdie kos jou niks, of het hy gesê, jy gaan jou lewe verloor? As jy my wil volg, moet jy jou lewe neerlê. Is dit nie wat hy gesê het nie? Het hy gesê, ons kan op die breë pad om dien, of het hy gesê, deur die nou pad gaan jy in? En vandag is my vraag aan jou, is jy nog op die nou pad? Is jy nog op die nou pad? Ons is besig met die reeks, lyk ons geloof anders as die duiwel, en die duiwel glo ook in Jesus. Jakobus sê dit vir ons.
Demone glo ook in Jesus, maar hulle sidder van angs, want hulle saak met hom is nie reg nie. So dis nie net van glo in Jesus nie, ons moet geloof begin define, weer, dat daar herlewing kan kom onder ons mense, om te sê, glo ons reg in Jesus, die manier wat hy sê, ons in hom moet glo. En dis 'n volg geloof, dis nie 'n praat geloof nie. Dis nie 'n stem net saam in my kop met dat hy hier was en hy is die seun van God geloof nie, dis 'n volg geloof, jy moet reageer. Jy moet jou hart oopmaak, jy maak hom koning van jou lewe en jy volg hom. En my vraag vanoggend aan jou is, volg jy hom nog steeds? Volg jy hom nog steeds voluit? Volhard jy in jou toewyding aan die Here, of sit jou hand nog iewers in 'n fles vas? Want dit is maklik om tot bekering te kom, dis een ding om 'n dag te gehad het in jou lewe, of 'n moment of 'n seisoen waar jy gebid het en jou hart vir die Here gegee het en hom gedien het, maar hier's die ding, die duiwel gee nie om dat jy begin nie, hy gee nie om dat jy begin nie, hy gee nie om dat daar 'n dag is wat jy tot bekering kom nie, waaroor hy gepla is, en wat sy strategie is om jou te kry om nie klaar te maak met Jesus nie, dis sy strategie. En daar's 'n issue onder ons mense, 'n groot probleem, dat ek dink, net omdat ek begin het, alles is nou gaan ek net aan, tot ons eendag almal by Jesus uitkom, maar dis nie wat die Bybel sê nie. Geloof is nie 'n eenmalige besluit nie, dis nie 'n eenmalige oorgawe nie. Geloof vra volharding. Die Bybel leer ons van volharding. Ons moet volhard tot die einde toe. En ek wil vandag met jou daaroor praat, en die sin wat ek heeltyd wil echo, wat ek wil hê jy moet hoor, en wat getatoeëer moet word op jou hart is, niemand sê vir Jesus ja, sonder om vir goed in hierdie lewe gereeld, in elke seisoen, nee te sê nie. Niemand nie. Niemand sê vir Jesus ja, en kies Jesus, sonder om gereeld in hierdie lewe, minstukke te moet laat gaan nie. En hulle hand uit die fles te moet haal. En sê, ek sê nee vir dit, sodat ek Jesus kan volg. Om ja te sê vir Jesus, moet ek nee sê vir iets anders. En soos ek praat, hoop ek dat die Heilige Gees met jou gaan praat oor in hierdie seisoen, waarvoor moet jy nee sê? Want as iets wat ons almal voor moet nee sê, deur Jesus te volg. Ons gaan ons Bybels op 'n paar plekke oopmaak vandag, ek gaan vir jou 'n paar skrifte share, maar ons begin by 2 Petrus. En hierdie gaan jou huiswerk wees vir die week. 2 Petrus, dis net 3 hoofstukke, en ons gaan ook kyk na 'n ou met die naam Judas voor die boek Openbaring. Is 1 hoofstukkie wat hy skryf, maar dis powerful. 2 Petrus en die boek Judas is jou huiswerk vir die week. Soos 4 hoofstukke, baie kort, baie prakties, baie challenging. So jy kan dit 4 dae lees, jy gaan dit miskien die eerste dag kan jy klaar, want as jy eers hier begin, dan eet jy dit op. So wat doen jy as jy dit dag 1 al 4 klaar gelees het? Dan lees jy die volgende dag weer. En dan die dag daarna, dan lees jy dit weer. En weet jy wat gebeur is, wanneer ons so lees, en ons klim in die woord in, en ons eet dit, en ons kou dit, en ons kou dit, dan begin jy die stem van die Here hoor. Ons het nou as ek saam met ons voorbiddingsspan daar, en ons praat oor hoe die kitskos generasie, hoe dit ons geestelike lewe beïnvloed. Dat ek wil bid, of ek wil vinnig 'n skriffie lees, en dan gaan ek maar na 'n dagstukkie toe, want ek kry nie iets hier nie, want ek soek dit vinnig, wil ek net gou iets hê. En dan wonder ons, hoekom hoor ons nie die stem van die Here nie? Ons moet sit met sy woord, en ons moet eet en kou, tot hy ons voer soos hy wil. Vanaf vers 20, 2 Petrus 2, vanaf vers 20, hoor wat sê hy hier, oor volharding, en mense wat dink, is net hierdie eenmalige besluit, en dan gaan ons maar net aan vandag. Hy sê, mense wat van die besmettinge van die wêreld vrygekom het, deurdat hulle ons Here en Verlosser Jesus Christus leer ken het, so stem jy met my saam, hierdie is Christene. Hierdie is mense wat in Jesus glo, hierdie is mense wat 'n verhouding selfs met Jesus het. Hy sê, dis mense wat Jesus leer ken het, en wat, sê saam met my, wat weer daarin vasgevang en daardeur oorweldig word, die kultuur van die wêreld, om net te leef soos almal anders. Is Andy, sê saam met my, einde
slegter daarin toe as aan die begin. So daar's 'n begin en daar's 'n einde. Dit sou vir hulle beter gewees het as hulle die wil van God nie leer ken het nie, as dat hulle dit wel leer ken het en daarna afgewyk het. Dieselfde as terugval. Afgewyk het, teruggeval het van die heilige gebod wat aan hulle oorgedra is. Van hulle is hierdie spreekwoorde waar. 'n hond gaan terug na sy braaksel toe en 'n vark wat gewas is, gaan rol weer in die modder. Vergelyk daai mentaliteit met die mentaliteit van 'n dier, is om net te leef volgens jou instink, nie dit oor te gee en te onderwerp aan die wil van die Here nie. Jy lewe net hoe jy wil en hoe jy goed dink en wat die culture van die dag is, wat die wêreld sê is reg, wat die wêreld sê is goed. Ek gaan maar net saam, ek was daar, ek het so geleef volgens my sondige natuur, dis verlore. Ek kom en ek kom vry. Hy sê mense wat vrygekom het van dit en hulle het Jesus leer ken, maar toe gaan hulle weer terug soontoe. Maar die gevaar is, mense gaan terug soontoe, maar as Christene. En nou is daar die ding dat, okay, maar ek het my hart vir die Here gegee, ek het tot bekering gekom, ek het 'n verhouding met Jesus begin. Ek ken die skriffies, ek ken Johannes 3 vers 16, ek gaan nou en dan kerk toe, so ek is reg, nee? Wat sê die Bybel vir ons? 4 vrae wil ek met jou share. Die eerste vraag is, bly mens gered net omdat jy begin met Jesus? Bly mens gered net omdat jy begin met Jesus? Is dit 'n deal van once saved, always saved? Dis 'n groot gesprek nou op Facebook sien ek onder kerke en waar kerke selfs beklei oor die teologie hiervan, maar ons het nie nodig om pastore te luister, wat is hierdie in sy opinie en daai in sy opinie nie. Asseblief tog, luister wat ek jou sê, lees net jou Bybel. Lees net jou Bybel. Dis soos ek jou sê, as jy jou Bybel lees, dan gaan die Heilige Gees met jou praat. As jy pastore wil luister teen mekaar, dan is dit die Portugees wat praat. Dan is dit opinies en storieetjies. Lees net wat die Bybel sê. Lees wat het Jesus gesê. Lees wat sê elke apostel in die Nuwe Testament oor geloof en oor die belangrikheid van volharding tot die einde toe. Nee, net omdat jy begin, beteken nie jy gaan reg klaarmaak met die Here nie. Dink oor die teologie van wat die hele Bybelstorie ons leer. Wie het saam met God begin? Satan. Hy het begin, 1/3 van die engele het begin, hulle was kinders van die Here, is in die hemel, geniet die hemel, dit wat ons na uitsien het hulle klaar geniet al, en in dit, draai hulle teen die Here, en wil hulle hom nie as hulle koning hê nie. Is daar 'n jaloesie in die duiwel, en hy wil sy eie God wees, en hy draai weg. Petrus praat actually, as jy gaan kyk in vers 4, dan praat hy oor het, dan sê hy, gaan dink oor die duiwel en die demone, wat sy hart so gedraai het teen die Here. Wat het hy met hulle gedoen? Hy het hulle gewerp uit die hemel uit. En dis 'n pleit wat hy pleit reg deur Petrus om te sê, moenie speel met die genade van die Here nie. Moenie vir jou 'n ander teologie, 'n valse vryheid teologie in jou kop opmaak nie, want jy gaan verlore gaan, jy gaan laat jou kinders verlore gaan, jy gaan baie mense saam met jou van die pad afvat. Ons gaan volgende week daaroor praat, ons invloed op ander mense se geloof. Maar ons moet eers ons eie gesond kry. En hy pleit by mense en sê, moenie speel met die genade van die Here nie. Net omdat jy begin het met Jesus, beteken nie jy gaan klaarmaak met hom nie. Jy moet volhard. Jy moet hom elke dag kies. Jesus het vir ons dieselfde ding gesê, Matteus 24, vanaf vers 11. Gee hy vir ons hierdie waarskuwing oor die eindtye. En hy sê vir ons, wat gaan gebeur in die eindtye? Hy sê, daar sal baie vals profete kom, en hulle sal baie mense, gelowiges, mislei. Hoekom? Omdat die minagting van die wet vir die woord van God sal toeneem, sal die liefde by baie afkoel. Mense se passion vir die Here, passion om 'n verhouding met die Here te hê, passion vir sy mense, passion vir mense wat verlore is, mense se liefde gaan afkoel, want hulle gaan nie meer worry oor wat hy sê nie. Maar wie tot die einde volhard, sal gered word. Dit is wat Jesus sê.
Dis Jesus se woorde, dis eenvoudig daar. Wat hy sê, luister, daar gaan mense kom wat vir jou allerhande stories vertel, hulle gaan jou wil deurmekaar maak, jy moet luister vir my, moenie luister vir hierdie mense nie. Dis 'n saak van, is ek besig om al meer Jesus te dien en te volg en te wil ken en te hoor wat hy sê en wat hy leer, of is ek al minder besig om hom te volg? Die mense met wie ek te doen kry en die teachers wat my leer, challenge hulle my om al meer agter Jesus aan te gaan en om al meer toegewy te dien, of is die mense wat ek van hou om te luister, die mense wat al meer my laat voel, man, jy's cool, as gevolg van genade kan jy net doen net wat jy wil. Reg deur die Nuwe Testament sê dit vir ons, pas op, dis die eindtyd gevaar. Valse profesie. Mense wat valse vryheid kommunikeer aan die kerk. En mense wat tot bekering kom met 'n valse vryheid Christendom. Dis iets wat ons moet teenstaan, deur net te kyk na die woord van die Here, nie pastore se opinies nie. Dit bring my by vraag 2 is, hoe lyk hierdie valse vryheid? Wat is valse vryheid? Valse vryheid is eenvoudig, as jy praat oor vryheid, maar jou hand is nog in die vlees. Jy praat oor die Here, jy praat oor Jesus, maar jou lewe wys dit nie, dat jy lief is vir hom nie. Jy lewe nie vir hom nie. Jy verklaar jou geloof in hom met jou mond, maar jou lewe lyk nie, wys nie dat jy glo in hom nie. Dis valse vryheid. Jy hou vas aan dinge wat jou al verder wegvat van Jesus af, en maak dat jy al minder kan doen wat hy van jou vra in die woord. Maar jy praat daarvan, jy stem saam met dit, jy doen dit net nie. Jy volg nie, jy verklaar net met jou mond. Dis valse vryheid. Dan moet ons vir mekaar sê, onthou net die duiwel glo ook in Jesus. Dus nie, hy kan ook sê Jesus is die seun van God. Hy sê ook Jesus het gesterf vir sonde. Hy worry net nie daaroor nie. Hy wil nog steeds doen wat hy wil. En die issue van die eindtyd is mense wat op hy selfe pad is, wat genade wil misbruik om te lewe soos hulle wil hier. Asof dit nie 'n effek gaan hê op die ewigheid nie. Ons kan nie so lewe nie. Kyk wat sê Judas. Hy sê, geliefdes, ek was van plan om aan julle te skrywe oor die verlossing waarin ons almal deel het. Met ander woorde, hy sê, ek wou met julle chat oor hoe awesome dit is dat Jesus ons gered het. En wat hy vir ons gedoen het, dit is amazing, en ek wou met julle oor dit chat, maar, kyk wat dring die Gees op sy hart. Hy sê, maar nou voel ek my verplig om julle met my brief aan te spoor, om te stry vir die geloof wat eenmaal oorgelewer is aan die wat God vir hom afgesonder het. Hy gaan aan, hoor wat sê hy. Die rede hiervoor is dat sekere mense ongemerk julle geleedere binne gedring het. Dis key, ongemerk, met ander woorde, hoe is dit moontlik dat vals profete ongemerk ons geleedere binne gaan dring, onder ons gaan kom en ons gaan mislei, want hulle is deel van ons, hulle is deel van ons culture. Mense wat ons gaan binnendring en ons gaan mislei is predikante, dis kerk, dis YouTube, is nie net by 'n kerk waar 'n predikant preek nie, maar is op YouTube en Facebook is daar baie mense wat boodskappe share en jy hou miskien van hulle persoonlikheid, jy hou miskien van haar stem of sy manier van praat, of die liedjies wat hulle speel, en miskien is daar net sulke hints van verkeerde teologie wat hulle drop in jou gees. Dit gaan kom deur ons skole. Ons kan dit sien, die kultuur in ons skole. Christendom is teen die muur, but what's written on the wall doesn't happen down the wall. Dis die probleem. Al meer deur ons skole. Ons kan wat sê van ons regering, maar wat ons regering glo, as jy gaan kyk na hoe die onderwysers lewe, baie van hulle, en hoe hulle met die kinders werk, en so jy sien, dit is dieselfde denkwyse. Dis goddeloos. Dis nie mense wat passionate is oor die Here nie. Dis 'n probleem. Dis so in ons huise. Baie ouers maak hulle kinders vandag groot. Dis Christene,
Maar daar's nie 'n passion vir Jesus nie. Dis nie Jesus is eerste, ons sit hom eerste, alles anders is tweede. Niks anders is belangriker as die Here en om die Here te dien en om by die Here te leer en om hom te gehoorsaam nie. Dis al meer hierdie laksy-daisy, ons is Christene, ons is op pad hemel toe, en Jesus is hierdie nice ou wat net lief is vir almal, en as gevolg van dit, kan ons net doen wat ons wil. En soos ek sê, daar's orals in dit is daar 'n halwe waarheid, Jesus is 'n nice ou, en Jesus is lief vir almal, en sy genade is groot vir alle mense, maar jy moet 'n keuse maak. En daai keuse vra iets van jou, dit vra jou om die minstukke van die wêreld te los, dat jy kan vrykom. Dit vra dat jy omdraai en 'n pad met hom stap. Jy kan nie net aanhou lewe soos jy wil nie, jy kan nie. Dis valse vryheid, en die gevaarlike ding is, dit kom uit ons eie geleedere uit ons eie mense uit, sê hy, gaan dit kom, dit gaan julle binnendring, ongemerk. Met ander woorde, julle moet sensitief wees. Hoe kan jy sensitief bly? Hoe weet jy wanneer is dit die Heilige Gees of die Portugees? Hoe weet jy? Die woord. Is jy besig met die woord? Hy sê, wat se tipe mense, nee, vorige een, daar is hy, hulle gaan ongemerk julle geleedere binnendring, goddelose mense, wie se veroordeling lank reeds vasstaan, dan sê, wie's wat hulle gaan doen? Hulle misbruik die genade van ons God, hulle gebruik dit as dekmantel om losbandig te lewe, en hulle verwerp ons meester Here Jesus Christus. Dit is die issue van daai tyd, dis die issue van ons tyd, is mense wat kom en sê, hey man, glo in Jesus, chap, maar lewe soos jy wil. Wie is jou eie God? Dis fyn. Dis 'n groot challenge waarmee ons sit. Dis 'n groot challenge waarmee ons nuwe generasie sit. En ons moet vir mekaar sê, alles wat ons beïnvloed, ons Christenskap en my manier van die Here dien, maak dit my meer toegewyd aan hom, volhard, of maak dit my minder toegewyd aan hom? En alles wat my hierdie kant toe wil druk, ons moet dit verwerp. En ons moet al meer toegewyd lewe aan die Here. En daar's 'n dissiplineloosheid en 'n autoriteit, anti-autoriteit gees in die nuwe generasie, wat nie gedruk wil word in 'n rigting om te sê, meer gehoorsaam, groei, doen wat jy moet doen. Hier's wat die Bybel sê, jy kan nie so lewe nie, jy moet so lewe. Ons tyd sê al meer, jy gaan nie vir my sê wat ek moet doen nie. Jy het jou opinie, ek het myne. Ek kan leef soos ek wil, jy leef soos jy wil, dis jou reg, is my reg. Jy het geen reg om te lewe soos jy wil nie. As jy 'n kind van die Here is, jy is duur gekoop deur sy bloed, hy het 'n duurprys vir jou betaal, jy gee jouself vir hom. As jy na hom toe kom, dis wat dit beteken om sy kind te wees, om te glo in Jesus, as ek gee u my lewe, want u het gesterf vir my. U die duurste prys vir my betaal, so ek gee alles vir u. U verdien nog soveel meer as dit, maar dis wat ek kan gee, so ek gee dit. Jy het nie die reg om te lewe soos jy wil nie. Ek ook nie. Niemand het nie. En mag jy daai leen verwerp, as daar enige iets in jou is, miskien selfs soos ek so praat, word jy kwaad vir my. Ek is bly. Ek gee nie om nie. Word kwaad. Dit wys net vir jou, daar's iets in jou wat nie reg is nie. Kan ek net dit vir jou in liefde sê, jy moet met dit deel. Want jy word nie kwaad vir my nie, want ultimately is dit nie ek wat vir hierdie boek geskryf het om vir jou te sê wat jy moet doen nie. Ek's net die messenger hier. But through the messenger there's a message, and that message comes from somebody that's quite important. En jy gaan eendag voor hom staan. En glo my, dan gaan daai kwaad, dan gaan jy nie voor my staan nie. Dan gaan jy nie so groot wees soos jy dalk voel jy nou is nie. Dan gaan jou knie gebuig word. En jou tong sal bely dat hy is die skepper van die heelal. Hy is die een wat jou lewe vir jou gegee het. Hy is die een wie die rede is dat jy vandag nog asem in jou longe het. Dat jy nog 'n kans het, nog 'n dag het om te lewe. Vir wat, vir wie? Vir hom. Nie vir jouself nie. Nie vir mense nie. Nie vir rykdom en goed in hierdie wêreld nie. Maar alles wat hy vir jou gee, om dit by sy voete neer te sit en te sê, wat wil u hê moet ek doen? Hoe kan ek u honor
met my lewe? Kom ons pas op vir valse vryheid. Kom ons vra dit. Derde vraag, wat beteken volharding? Wat beteken volharding? Ons wil nie so lewe nie, hoe wil ons lewe? Judas praat verder in sy 1 hoofstukkie, vers 20 en 21, hy sê, julle geliefdes, praat met die kerk, praat met die gelowiges, hy sê julle moet voortgaan om julle lewe te bou op julle allerhoogste geloof. Hier is 3 werkwoorde hier wat ons aan kan vashou. Hy sê, bou julle lewe op die allerhoogste geloof, is die woord van God, bid altyd deur die krag van die Heilige Gees, bou, bid en bly in die liefde van God. Vestig steeds julle verwagting op die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus, wat die ewige lewe aan julle sal gee. Bou jou lewe op ons allerheiligste geloof, wat ons leer deur die woord van God. Hou aan om alles wat jy doen, om toegewy te lewe agter Jesus aan. Toegewy te lewe agter Jesus aan. Maar bid deur die krag van die Heilige Gees. Jy doen dit nie in jou eie krag nie. Volharding is nie iets wat ek alleen kan doen nie. Dit is nie iets wat ek alleen kan doen nie. Ek kom na die Heilige Gees toe en ek word bewus dat hy is by my en hy wil my help. Gaan ons val? Natuurlijk gaan ons val. Wat is die verskil tussen 'n persoon wat volhard en een wat nie volhard nie? Nie dat hy nooit foute maak nie. Ons almal maak foute. Ons almal is onperfek. Maar die een wat nie volhard nie is die Christen wat sê, weet jy wat, as gevolg van genade kan ons maak nes ek wil. Almal het tog sonde. So hierdie sonde van my is nie so bad nie. Jy het tog jou sonde, ek het myne en hulle gaan net aan met daai sonde. Ons mag nie so lewe nie. Die een wat volhard val ook. Sy hand word ook elke nou en dan gevind in 'n vlees, in hierdie wêreld, wat hy 'n muntstuk probeer kry, en besef, yes, ek moenie so lewe nie. Ek moenie besig wees met hierdie ding nie. Ek moet hierdie ding laat gaan. En dan kom jy, bid in die krag van die Heilige Gees, en vra vir die Here, help my om hierdie ding te laat gaan. Help my om hierdie ding te laat gaan. Help my om Isak te offer. Help my om hierdie ding op die altaar te sit, Here. Help my om te besef, iets vir my soveel meer as hierdie dingetjie hier binne. En die Here sal jou help, en hy sê, bly in die liefde van die Here. Bly in die liefde van die Here. God se liefde ontmoet jou waar jy is, maar dit los jou nooit daar nie. Met ander woorde, vertrou dat die Here iets spesiaal met jou lewe wil doen. Vertrou hom. Vertrou dat hy meer vir jou het. En sien uit na dit wat hy in jou lewe wil doen. Maak nie saak waardeur jy gaan nie. Ons almal gaan deur moeilike goed gaan. Ons almal gaan sukkel met sekere goed, maar hou aan vertrou dat die Here 'n plan het met jou lewe en dat hy besig is, al sien jy dit nie altyd nie, dat hy besig is. En hy sal daai plan uitwerk in jou lewe. Hoor hoe sê Petrus dit in 2 Petrus 3. Hy praat in vers 17 en 18 van 2 Petrus 3, dan sê hy, julle dan geliefdes, terwyl julle dit vooraf weet, moet julle bewaak, sodat julle nie meegesleep word deur die dwaling van sedelose mense en julle eie vastigheid verloor nie. In 'n ander vertaling, sedelose mense beteken beginselloos. Mense wat beginselloos is, mense wat nie wil hoor, jy moet dit, mag nie dit nie, jy moet so lewe, ons moet groei in dit. Sê, daar's mense wat net beginselloos gaan wees. Moenie laat hierdie mense julle beïnvloed nie. Maar groei in die genade en kennis van ons Here Jesus Christus. Groei in die genade. Genade is iets waarin jy moet groei. Genade is nie net die moment wat jy tot bekering kom en God vergewe jou, daar's genade nou sy doel gedien nie. Nooit nie. Genade is juist die einste ding wat jou optel as jy val en wat jou help om te groei, sodat jy kan wees wie God sê jy is. Groei in die genade. Soveel mense groei nie in die genade nie. Hulle dink genade is net daai ding waar ek 'n skietgebedjie bid en alles wat ek gedoen het, daai is die Katolieke, hoor, hulle dink soos dit. Gaan net gou in die kamertjie in, sê 'n skietgebedjie, it's done. Genade is nie net daar vir vergifnis nie. Genade is daar om my op te tel en my te help om te groei, sodat ek al meer kan doen wat God wil hê ek moet doen, dat ek volgens sy beginsels kan leef. So as ons prakties is, ek moet aanhou leer wat God wil hê ek moet doen. So moet ek aanhou bid, ek moet aanhou bid. Moet ek aanhou Bybel lees,
Ek moet aanhou Bybel lees. Ek hou aan om kerk toe te kom. Ek hou aan om te dien. Ek hou aan om stilte tyd te hou. Ek hou aan om ander mense van Jesus te vertel en te bring. Alles wat hy my leer in die skrif en my geestelike dissipline is waar ek leer en waar ek groei. Ek hou aan met dit. Dis volharding. Die oomblik as iets jou laat glo, jy hoef nie meer aan te hou nie. Dis fyn, jy glo mos. Pas op vir daai ding. Daai is nie die Heilige Gees nie. Daai mense wat daai tipe boodskappe versprei, is nie mense wat naby die Here leef nie. Maak nie saak wat se mooi goedjies hulle kan praat nie. Jy kry mense wat gevaarlik is met die tong. Gevaarlik. Die duiwelse mense is gevaarlik met die tong. Hulle kan goed vir jou uit die skrif uithaal en so het die duiwel gekom na Jesus toe om hom te versoek, met skrif, met halwe waarhede, met goed wat 80% reg klink. Daar gaan goed wees soos liefde, genade, vergifnis, al daai goed gaan in sy versoeking wees, om jou te trap, om jou te kry, om minder toegewy te wees aan Jesus. Wat is die minsstuk op hierdie stadium in jou lewe, wat jy van moet laat gaan, sodat jy kan volhard agter Jesus aan? My laaste vraag is dit, ek sluit af met hierdie vraag, wat beloof Jesus as ek volhard? Wat beloof Jesus my? Soos wat as ek agter Jesus aanleef, hoe gaan dit my lewe anders maak? Lees saam my Openbaring 3, jy sou hierdie skrif al baie gehoor het. Vanaf vers 19. Hy sê, ek bestraf en tug elkeen wat ek lief het. Laat dit dan vir julle erns wees en bekeer julle. Met wie praat hy? Hy praat met die kerk. Hy praat met gelowiges. Met mense wat hulle pad saam met hom gestap het. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. Julle ken hierdie skrif, né? As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou en hy saam met my. Baie keer as ek daai skrif gepreek hoor, dan klink dit asof mense dit net kommunikeer in die konteks van 'n tipe van 'n koffiedate saam met Jesus. Nee, hier is net hy wil net kom kuier by my. Dis al waaroor Jesus gepla, hy wil net kuier. En verseker, hy wil met jou kuier en hy wil met jou connect, maar kyk net die konteks van hierdie gesprek. As hy klop en hy kom in by jou, it's gonna be a talk. Nee, daar gaan dissipline betrokke wees. Hy sê, laat hierdie vir julle erns wees. En as ek met jou praat, ek is lief vir jou, ek wil die beste vir jou hê, maar partykeer gaan ek jou dissiplineer, ek gaan jou tug, ek gaan vir jou sê, met ander woorde, daai en daai in jou lewe, dit moet verander. Ek stem nie daarmee saam nie, dit moenie so wees nie, en wat moet ek dan doen? Hy sê, bekeer jou. Bekering, weer eens, is nie 'n eenmalige besluit nie. Bekering is 'n leefstyl. Bekering, as ek admit, ek is 'n onperfekte mens, dan gaan ek mos gereeld in my lewe oorgawes moet maak, my hand uit vliese moet uithaal, die heeltyd moet hoor, kyk na daai in jou lewe, daai ding is nie reg nie, daai gesindheid van jou daar, jy praat die heeltyd van daai mense, asof jy die reg het om daai gesindheid te hê, maar daai gesindheid is verkeerd, verander dit. Daar gaan die heeltyd bekering, wat is bekering? Is omdraai, dis moenie lewe soos dit nie, lewe agter Jesus aan, dis wat bekering is 'n manier van lewe, is nie net 'n gebedjie nie. Dis hoekom soveel mense sal vir my sê, hoor hierso, die doop, ek glo nie in dit nie. Ek glo nie in die doop nie, want ek ken my pel, né? Hy het homself laat doop hier nog op hierdie stage, en weet jy hoe lewe hy vandag? Die water gaan nie jou lewe verander nie. Dis omdat my lewe verander is, en omdat ek dankbaar is vir wat Jesus my gedoen het, onder ek kom in die publiek. Maar daai honor, daai hart van honor, dit moet so bly. Dit kan terugval, dit kan afwyk, dis hoekom die woord ons so encourage, en sê, hey, onthou jy wat jy gesê het, onthou jy wat jy commit het, onthou jy daai plek waar jy was met die Here, toe hy jou eerste liefde was, en jy wou hom honor, en jy wou hom eer met jou lewe, kom weer terug daar. En hier's van julle wat hier sit, wat weer moet terugkom op daai plek. Jy's 'n Christen en jy dien die Here, maar jy het hierdie attitude van, hy moenie vir my sê nie. Sê nie vir my wat ek moet doen nie. Dit is nie, 'n predikant wil nie hier staan en vir jou goed sê wat
konflik hier veroorsaak. Nou, dit is nie lekker nie. Maar die woord sê vir ons goed wat konflik veroorsaak in ons lewe, want ons lewe is nie perfek volgens die woord nie. En as jou gesindheid nie reg is nie, dan gaan jy nie lewe hier volgens nie. En jy kan watse verskonings uithaal. Die duiwel sal jou help daarmee. Jy moet 'n besluit maak. Wil jy Jesus voluit dien of los dit? Moenie lou warm wees nie. Hy sê dit hier in hierdie stuk. Hy sê, die wie lou warm is, ek spoeg hulle uit. Wees dan eerder koud. Sê ek is klaar met hierdie. Ek is klaar met die Here, ek lees nie meer my Bybel nie, ek bid nie meer nie, ek gaan nie meer kerk toe nie, ek is klaar. Sê eerder dit dan. En as jy reg is om terug te kom, kom terug. Maar kom dan terug. En dien die Here voluit. Ons is te veel lou warm in ons kultuur. Hy gaan aan, hy sê, elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek saam met my op my troon laat sit, net soos ek ook die oorwinning behaal het, saam met my Vader op die troon gaan sit het. Elkeen wat kan hoor moet, jy en daai ding sukkel ons mee. Elkeen wat kan hoor moet luister, wat die Gees vir wie sê, nie vir die verlore wêreld daar buite nie, vir ons. Vir ons. Want as ek hier binne is, en ek lewe verlore, Hemel, hoe gaan ek iemand daar buite kan inbring en help om Jesus te vind? As ek hier binne is en ek lewe ver van Jesus af, en ons praat maar net 'n paar godsdienstige stories, maar ons is nie lief vir die Here nie. Hoe gaan ons ander mense lei na die Here toe? Dan's ons in groot moeilikheid, familie. En kan ek jou sê, die Afrikaanse kerk is in groot moeilikheid. Die Afrikaner is in groot moeilikheid. Want ons kan baie stories praat op Sondag, en Saterdag aand, dan sê ek stikkend dronk. Daar langs die rugbyveld, of waar ewer anders. En ons dink ons kan aangaan met daai godsdiens, speel, gaan ons eendag voor die God staan, wat alles gemaak het, wat ons gaan oordeel volgens ons lewe. Ons maak 'n groot fout. En wat vra dit van my en jou? Dit vra dat ek en jy opstaan, om die Here voluit te begin dien, vir onsself, vir ons kinders, en ons volgende generasie, en dan so ook vir ons vriende en familie wat hier buite is, wat op hierdie lou warm pad is, en nie die Here voluit dien nie, dat ons mens moet altyd die vraag vra, what are we inviting them to? Waartoe nooi ons mense uit? Na wat nooi ons hulle uit? Om net hier te kom sit, 'n lidmaat te word, en hy is ons deel hier, en 1 keer 'n maand, eet ons lekker saam, en mens kan dit by die golfbaan ook doen. Mens kan dit by die rugbyklub ook doen. Mens kan dit by jou huis ook doen. So dit moet lekker wees hierso. But what's the heart of it all? Is om ons lewe vir Jesus te gee. En om ons lewens vir Jesus te leef. En is dit hoekom jy hier is? Is dit hoekom jy 'n Christen is? Is dit hoekom jy deel is van hierdie kerk of 'n ander kerk? Maak 'n besluit. Dien die Here voluit. Die duiwel wil nie dit vir jou hê nie. Maar kan ek vir jou sê, herlewing. As jy op 'n plek in jou lewe wil wees waar jy die Here se stem wil hoor, en waar jy wil sien hoe hy werk in jou lewe, soos hy gewerk het in hierdie mense se lewens, dan kan jy nie halfhartig kom nie. Daai negotiation gesindheid waar jy met die Here wil praat oor, ek sal vir u hierdie deel doen, en ek sal elke nou en dan Sondag kerk toe gaan, en dis nie 'n negotiation nie. As jy kom, dan kom jy, en jy gee alles vir die Here. Hy soek alles of niks. En is weer tyd vir 'n herlewing onder ons mense, waar ons kom en ons sit alles by sy voete neer, en sê, Jesus, ek wil weer u hoor praat met my, ek wil ervaar hoe u werk in my lewe, en hoe u my lewe verander, en hoe u deur my praat met ander mense, en hoe ek vir ander mense kan bid, en hulle kan genees, en hulle kan na u toe kom, en kindertjies kan kom, en maas kan kom, en paas kan kom, en kan tot bekering kom. Ek wil weer met daai passion lewe, ek wil weer terugkom na my eerste liefde toe. As jy hier sit en jy sê vir my, hey, dis ek, dan wil ek bid vir jou. As jy hier sit en jy sê vir my, yes, Jacques, ek is so ver, ek weet nie of ek kan terugkom nie. Luister, dis nie vir jou om terug te kom nie. Die Here vat jou hand, en hy lei jou. Maar jy moet jou hand vir hom gee. So maak nie saak waar jy is nie, maak nie saak wat jy gedoen het nie, die Here roep jou.
Nes hy Abraham, wat het ons gelees in daai skrif? Hy het vir hom een ding gesê, Abraham. Hy het hom net op sy naam genoem. Die Here ken elkeen van ons op die naam. En hy roep jou vanoggend op jou naam. Hoe gaan jy reageer? Miskien sit jy hier en jy sê, yes, ek is lief vir die Here, maar ek wil hom liewer hê. Dis soos daai een lied van Joe, niemand sê, Here, ek is so lief vir U, maar ek wil U liewer hê. Mag ons altyd daar bly. Mag ons altyd daar bly. Dan wil ek bid ook vir jou, dat jy hom sal liewer hê, dat jy sal aanhou groei in genade en kennis van ons Here Jesus Christus. Waar ook al jy is vanoggend, kan ek jou vra om jou oë te sluit daar waar jy is. Jy weet wat is jou muntstuk, jy weet wat is jou Isak, jy weet wat is die ding wat jou dalk van Jesus af weghou vanoggend om voluit vir hom te leef. Jy weet wat is die ding wat jou kry om te sê jy glo in Jesus, maar as dit kom by volg, as dit kom by maandagoggend, dan is hy nie nommer 1 in jou lewe nie. Sit daai ding by sy voete neer vanoggend. Sê Here, ek wil U dien met alles in my. Ek wil nie meer hê iets moet my terughou nie. Ek wil U voluit dien. Ek wil U ken. Soveel so dat ek disippels kan maak vir U, Here Jesus. Here, U sien elke hart hier vanoggend. Elkeen van ons kom na U toe as brose erdekruike, elkeen met krake, elkeen onperfek. Maar Here, dis geen verskoning om heeltemal gebroken te bly en in sonde te bly nie, want U het vir ons gesterf aan daai kruis. En U het opgestaan uit die doodheid en U het ons uitgenooi en gesê, as jy na my toe kom en jy is naby my, dan is my gees in jou en ek gaan 'n pad saam met jou stap en ek gaan jou lei, ek gaan jou genees, ek sal jou die wysheid gee wat jy nodig het. Daar waar daar probleme is, sal ek myself smeer, ek sal jou genees, ek sal jou sterk maak. En Here, wanneer ons sê ons glo, dan is dit presies wat ons moet glo, dat U dit sal doen en dat U dit kan doen. En dis wat ons vanoggend sê, Here, ons glo. Ek vertrou U met my lewe. Here, U sien mense wat dalk sê hulle glo in U, maar hulle bid nie elke dag nie. En hulle kom nie by hulle woord uit nie. Miskien hou die lewe hulle so besig. Hier's mense wat hier sit met probleme en hulle voel, as ek net hierdie probleem kan uitsorteer, Here, help my net met hierdie probleem, dan sal ek U voluit dien. Daai is hulle muntstuk. Daai is hulle Isak wat hulle op die altaar moet sit. Sit daai Isak op die altaar vanoggend. Elke Isak en elke muntstuk in hierdie vertrek, Here Jesus, ontvang dit nou. Soos een groot altaar, mag hierdie plek nou 'n altaar wees, waar daar 'n rookoffer opgaan, wat U kan reik, Here, soos ons harte na U toe uitroep, Here Jesus. Ons het U nodig, Here Jesus, ons het U lief. Here Jesus, ons wil U dien met alles in ons wil U liewer hê. Ons wil groei as gevolg van U genade, dit nie as verskoning gebruik nie. U het so duur prys vir ons betaal. U verdien dat ek U eer met my lewe, Here. Ontvang my lewe in U hande, lei my, wys vir my, kom leer my deur U woord, Here, en ek sal U volg, ek sal U dien. Dankie, Here, dat ek weet, Heilige Gees, U is besig met 'n beweging onder ons mense, om hulle te help om op te staan, om hulle te help om U, Here Jesus, weet te volg. Soveel so, dat ons daai stad op 'n berg sal wees, dat ons die lig en die sout sal kan wees, wie U ons roep om te wees, dat mense na U toe kan kom, nie net om in 'n kerkgebou te kom sit nie, maar dat hulle harte totaal en al oorgegee sal word vir U, om U te ken, om U lief te hê, om U te dien. Dankie dat al meer mense hulle naam op die lys sit om te sê, ek wil myself laat doop. Ek wil my lewe heeltemal vir die Here Jesus oorgee. Ek wil vir mense wys, ek dien hom. Ek wil dit nie meer net praat nie, ek wil dit nie meer net in my sak hou nie. Ek wil hom voluit dien. Ek wil 'n lig vir hom skyn. Ek wil sout vir hom wees in my wêreld. Dankie dat ons sien hoe U werk in ons kindertjies. Dat ons hoor hoe al meer kindertjies begin bid en sê, hy, kan ek vandag vir ons bid? Hoe beautiful is dit? Ons dankie vir U werk in ons kinderkerk en onder ons jeug.
dat daar goeie vrug is as gevolg van U Heilige Gees wat daar werk. Dankie vir die mense wat hulle lewens gee om te dien, dat daai vrug kan plaasvind. Dis ons gebed, Here, is 'n herlewing in my hart, herlewing in my huis, herlewing in ons kerk en vanuit dit in ons dorp. En mag dit U, ons Papa, mag dit U trots maak, soos ons lewens saam na U toe bring, as U kinders, U familie, U span. Ons het U so lief, en ons verklaar dit, en ons glo dit, en ons bid dit in die naam van Jesus, en ons sê saam, Amen.